He's a confessing Christian. Dmitry Medvedev, who was the president for some time, is now the head of the most important organ of state, as they call it in Russia. He's a confessing Christian with a very interesting story of accepting the Lamb of God as his Lord and Savior. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ek hoop soos altyd dat dit vir u tot waarde sal wees, want ons leef voorwaar in baie turbulente tye. In tye, kykers en luisteraars, waar ons nie meer weet wat is informasie, wat is disinformasie en alles wat daarmee saamgaan nie. Ons weet nie meer en kan nie meer onderskei tussen wat is propaganda vanaf die ooste of die weste. Wat is propaganda, wat is waarheid, wat is leuns? En daarom, kykers en luisteraars, is daar net een plek waar jy standvastigheid sal kry. Of ons dit nou wil weet of nie, of ons daarteen skop of nie, dit maak nie saak nie, sal in die woord van God wees. En dan, meer spesifiek uit die aard van die saak, die profeseë, wat vir ons heel wat lig werp op die tye wat ons nou beleef. Ons in die oggende open ek met die profeseë spesifiek vir Suid-Afrika en vir die einde van die dag, en wanneer u dit luister, sal u self die kenmerke, die identiteite, alles wat daarmee saam gaan sien. En dit is standvastig, want dit is die enigste waar nie dit disinformasie is nie. En dan natuurlik die moderne profete, soos Siener, Johanna Brandt, Roger Thiel, Rick Joyner, David Wilkerson, almal mense wat dan net daarby aansluit. Is wonderlik, is regtig. En dis waar standvastigheid is. U het nou 'n kort stemboodskap van Simon geluister wat hy aan my gestuur het, en ons het ook 'n foto vir u geplaas van ons gasheer as sulks dan nou, wat ons genooi het Rusland toe, Dmitry Vadimovich, wat vir ons dan genooi het onder andere, en almal sal wonder, maar assosieer ons nou met die Russe in die Oosblok, en dis kommunisties, en ek verstaan dit 100%. Maar die antwoord wat ek u later in die video gaan gee oor hoekom ons gaan, is dieselfde antwoord van hoekom ons hoofsaaklik gegaan het Amerika, by paar geleenthede, veral die laaste 2 geleenthede, waar Simon, ons buitelandse woordvoerder, genooi was in die suide vir die grootste konferensie van die suide, as die hoofspreker, en daar het hy die opdrag van my afgekry en die mandaat om die antwoord wat ek hier nou gaan gee, dan nou ook daar te gaan uitvoer. So dis dieselfde antwoord, hoekom ons Amerika toe gegaan het, hoofsaaklik, en dan ook hoekom ons Europa toe gegaan het, hoofsaaklik, hoekom sê ek hoofsaaklik, natuurlik het ons toe ons daar was, gesê van die brutale en die wreedste moorde op ons plaasboere, ons landbouers, die wreedheid en die persentasie, of die getalle uit 10.000 en uit 100.000 uit, wat hoër is as die polisie, as die gewone burger by verre. As oorloggetuisterde gebiede op daardie stadium. Ons weet nie hoe die getalle nou sal vergelyk soos met wat die geval nou in Oekraïne is, of dan nou in Gaza met die nuwe syfers van sterftes per dag nie, maar in daai tyd was dit van die hoogste in die wêreld. En natuurlik het ons dit ook genoem. Maar die hoofsaak wat ek later vir die video gaan sê, die antwoord, hoekom is ons Amerika toe? Hoekom is ons Europa toe? Hoekom is ons Duitsland toe? Na die AfD toe? Hoekom gaan ons nou Rusland toe? Nee? Nou ja, u sal deel van die antwoord al klaar kry in die stukkie stemboodskap wat ek hier vir u gespeel het, van 'n boodskap van Simon aan my. Maar ja, om terug te kom, ons leef in baie onseker tye. Ek meen, ons leef in 'n tyd, kykers en luisteraars, waar Christene nou, ek moet die woord gebruik, afgeslag word in Sirië, want dis wat gebeur, hulle word onthoof. High casualties are reported in Syria, with at least 1,000 civilians killed by militant Islamists in the country's west, in Latakia, Hama, and Homs. The murdered are religious minorities, including women and children. 4 weke gelede het dit al begin. Toe sal u sien, ons sal 'n stukkie video vir u inlas, waar daar toe al minstens 1000 Christene onthoof en wreed vermoor is en vervolg word in Sirië. Wat nou mos geval het, nou onlangs is Bashar al-Assad mos nou uitgejaag uit Sirië uit, of hy het gevlug en pad gegee, en hy is nou vervang deur proxy magte
wat uit die aard van die saak goedgesindheid het vanaf die FSA en Israel. Dis al 4 weke gelede en hierdie moorde duur voort. En ek sal vir julle 'n video speel waar hierdie vlugtelingskampe dan nou basies Russiese militêre fasiliteite gee nou 'n vlugteling heenkome, 'n plek van veiligheid vir van hierdie Christene dan nou. So ja, dit nou is daar kontroversie, né? Ons almal dink nou dadelik, ja, dis nou is ou die mekaar, want toe Bashar al-Assad daar was, wat so wreed is en was en wat ook al daarmee saamgaan volgens sekere nuusmedia, het die Christene nie in hulle duisende gevlug en in hulle duisende vermoor, wreedaardig vermoor nie. Nou word hulle vermoor en hulle vlug na Russe toe. So dis bietjie teenstrydig met die prentjie wat ons almal het, uit die aard van die saak, né? Want ons assosieer mos maar Rusland en die Oosblok, veral China, met kommunisme. En ons sien hoe het China dan nou ook inbeweeg in Afrika in, maar dis nie die lyn van hierdie gesprek nie. Ek probeer vir u nou sê, hoe deurmekaar is alles? Want dan lees jy weer in Oekraïne, kan jy weer video's gaan kyk op YouTube, van hoe sekere media, ek gaan nie op hierdie detail ingaan nie, want dit gaan 'n oorlaai wil ek amper sê van informasie wees om vir u om te gaan navors. Maar ja, in kort is daar dan nuusmedia wat sê die Russe vervolg Christene in die geokkupeerde gebied in die ooste van Oekraïne. Maar in dieselfde asem dan lees ons weer ook van Zelensky se regering in Oekraïne wat weer die ortodokse kerk vervolg, en ons sal daar ook 'n insetsel vir u plaas wat ook die Christene dan nou vervolg, ortodokse kerk, en wat daarmee saamgaan. En dan byvoorbeeld Israel wat die oudste kerk, Christenkerk in die Midde-Ooste, is in die 7de eeu, kom daardie Christenkerk al vandaan. Is nou plat geskiet. And you know, one of the things that I don't understand politically on the American side is the level of support for Israeli actions among American evangelicals. Are they blind to the fact? Do they just not know what the Israelis have done to the Christian communities in Gaza and the West Bank? St. Porphyrius Church, for example, the oldest continually operating Christian church in the Middle East, not only was bombed by the Israelis and destroyed, this church dates to the 7th century, but inside the church, the Israelis killed 14 women and children who had taken refuge there. So, nou is 'n mens deurmekaar. Ek dink ons almal gaan vir mekaar sê, "Jesus, aan wie se kant is jy?" Nee, ek is aan niemand se kant nie. Is dit die mekaar spel? Doen president Donald Trump goed wat mooi en reg is? Ja. Is daar sekere goed wat hy doen wat groot wat kommer wek? Ja. Doen Rusland goed en reg? Ja. Doen hy dinge wat kommer wek? Ja. So, ek wil net by die punt bring waar ek dink ons almal gaan saamstem. Iemand in die kommentare sê, maar ek dink ons almal kan saamstem dat alles is deurmekaar. Want ek sou vir julle 'n interessante gesig ook plaas wat ek nou op Gelofteland webwerf, eintlik het ek dit nie gekry nie. 'n Vriend van my by wie ek verlede week was, 'n bietjie 'n draai gemaak het, 'n groot Suidlander. Ja, ek en my skoonseun het daar vinnig 'n besoek gaan aflê en terwyl hy toe nou kamer verlaat, my skoonseun het hy net vir my sommer so om net aan die gesels te bly 'n gesig gelees. Ek sê in aanhalingstekens want ek het geen bevestiging, ek weet nie. En hy het vir my gelees en in die gesig het my geskok omdat ons nou gesien het dat daar nou 'n besoek aan Amerika was. En ons het nou die reaksie van die besoek en al hierdie verwikkelinge wat ons nou sien. En ongeag wie se gesig dit was, hulle sê dis Sinerson uit die aard van die saak. Eintlik bedoel ek nie wie se gesig dit was nie. Daar word aanspraak gemaak dat dit Siener is. En dit was op 'n webwerf Gelofteland of iets. En ek het vir die persoon na die tyd geboodskap en gevra, luister, waar kom hierdie, stuur net vir my daai gesig. Nou ja, wat vir my skokkend is in die gesig is basies, ek gaan hom vir u plaas. En ek sal graag wil, daar's dalk mense wat Siener baie goed ken, al die boeke gelees het, en dan kan iemand vir my sê, ja, dis in professor Andries Raad se boek, of is in daai persoon se boek, of is in Adrian Snyman se boek, wat vir my kommerwekkend was in hierdie, want hierdie is nou lankal geskryf, lankal geplaas, en nou sien ons, die Doringbos gaan besoek vir die FSA, in die Withuis. Ons weet,
dat, ek weet nie wie van u daar die stemboodskap gehoor en geluister van Glynis Breitenbach, die advokaat van, of in die DA, waar sy baie ontsteld was toe sy gesê het, en ek praat nou onder korreksie, maar ek dink dit was 600 miljoen, wat het sy in hierdie foongesprek baie ontsteld gewees, sigbaar of hoorbaar ontsteld, en gesê, John Steenhuisen was Amerika toe, en hy het die Kaap-provinsie gaan verkoop vir 600 miljoen. Ek dink meeste van u het daardie stemboodskap gelei, op 'n stadium baie die ronde gedoen. En ja, so hy was daar, mevrou Helen Zille was daar, en nou was Solidariteit en AfriForum was daar, en dan sien 'n ou so gesig wat, al het iemand vir my gesê, dis nie Omsiener nie, al het hy vir my gesê, dis Piet Pompies, wat dit gesê het, 5 jaar, 10 jaar, 2 jaar gelede, dan is die beskrywings daar binne, is nogal skokkend, omdat 'n ou voel, is dit wat ons sien? En ek deel dit maar met u, ek staan nie pa vir daai gesig nie, ons sal hom plaas, glad nie, want ek het hom nog nie nagevors nie, en weet nie wie het hom geskryf nie, en wie wat waar, ek sê weer vir u, ek staan nie pa vir hom nie, maar, dit wat daar staan, is, soos my kinders, of die jeug eintlik meer, sal sê vandag, scary. Ek dink dis kommerwekkend, dis skokkend. Ja, soos ek sê, Engels sal sê scary. Maar ja, ek sal hom ook vir u plaas. Waar ou nou hier sien, en ons weet, wat ek wel weet uit Omsiener uit, is dat ons gaan definitief, ons in 'n burgeroorlog gaan. Broer teen broer, dit is waarheen dit gaan. Dis eintlik waar dit gaan eindig. Omsiener sê daar volg 'n geregverdigde burgeroorlog. En dit het niks met swartes en swart stamme te doen nie. Daar's gesigte daarvoor. Hy het duidelik gepraat van die wat lyk soos ons en nie ons harte het nie. Dis die Doringbos wat hy Doringbos of Mofskaap regering genoem het, maar ek dink vandag kan ons hom die naam gee van ons tye. En dis globaliste. Dit is nuwe wêreldorde. Die Bybelse begrip Babylon. Dis Babylon. Doringbos, Mofskaap, Babylon, nuwe wêreldorde is sinonieme van mekaar. Dis dieselfde ding, dieselfde groepering. So boere en volksgenote wat in ons volkskarakter, en daardie karakter is 'n geloofskarakter, geanker is, ons gaan nog gestryd hê met die, en dan is dit interessant van die gesig wat ek gaan plaas, of die skrywe, wat ek nie voor pa staan nie, laat hy sê, daar's mense wat hulle as regs voordoen. Ja, en u weet, ek het politiek gestry vanaf ek in die hoërskool was. Ons praat nou van die vroeë 80ers. En baie jeug en jong mense sal nie kennis neem en dra van hierdie stryd wat ons daai tyd gevoer het nie, maar daar het ek gesien hoe ons teen geheime organisasies, soos die Broederbond, soos die Vrymesselaars, en alles daarmee saam, en ek wil amper sê sekere kerkgroeperings ook, want kerke het daar gesê stem sis of stem so. Toe tree die kerke skielik in. Plaas tree die kerke in nou wanneer profeseë in vervulling gaan en deel dit met hulle gemeentes. Ja, maar wanneer daar politiek is, wanneer daar grond beset wil word, dan sal synodes wat skielik na vore tree en sê maar dis geregverdig dat grond onregmatig beset word en wat daarmee saamgaan. Dan skielik. Nou dit het ons in die laat 80s jeug, ek praat spesifiek met julle, in die laat 80s was ek 'n jong seentjie, hoërskool, en natuurlik in my jonger dae, hierdie stryd van die konservatiewes teen hierdie linkses, teen hierdie wat toe duidelik links geposisioneer was, wat na die oorgawe van 1994 gespog het. Die Broederbond het gespog en gesê, ons het die grootste hand gehad in hierdie kapitulasie van mag, waar ons niks oorgehou het nie. Nie 'n provinsie, Vrystaat of Noord-Kaap uitgehou, soewerein, niks beding in daai opsig nie. Ons is letterlik, ek sien hoe stry hulle in Gaza en Israel, Gaza en die Palestynë wil graag onafhanklikheid hê en 'n staat van hulle eie, Israel het syne, en hier's hierdie geveg, en ek vra myself af, waar is die boervolk se eie plek? Ons het niks nie. En so het hulle na die tyd gespog, hierdie geheime organisasies, die liberale en linkse, het gespog oor hoe wat hulle deelname was, om vir u en vir my, van alle soewereiniteit te beroof, en eventueel van alles te beroof. Dis BEE, wat ons ekonomies benadeel, dit is plaasmoorde, u kan nou maar net aanhou noem, hoe dit op ons
al hoe stywer trek, hoe die kraan al stywer toegedraai word, hoe die tou al stywer om ons nek gedraai word, soos president Ramaphosa gesê het, soos die para in die warm water, maak hom geleidelik warmer, so al hierdie dinge. Nou soos hier, nou begin daar 'n konservatisme oor die hele wêreld eskaleer, né? Konservatisme wêreldwyd wat eskaleer. Wat doen hierdie linkses nou? Hulle begin die baadjie, die wolf, die spreekwoordelike wolf in skaapsklere. Hulle begin die baadjie van regsisme, want dit raak nou die inding. Dit raak die regte ding. Maar is alles skuil. En dis wat was my interessant van hierdie gesig, dat mense wat hulle voordoen as regs. Ja. En hierdie mense wat ons geveg het, die konservatiewes, HNP, KP daai tyd, in die 80s en vroeë 90s, het geveg teen hierdie linkses, wat nou dieselfde instansies, wat die linkse rigting daai tyd ingeslaan het, doen hulle nou voor as regs. Ek sal nog eendag oor hierdie dinge uitwy wanneer dit nodig raak. Ek weet hulle sal vir my kom vir dit. Hulle kom al 25 jaar vir my. My in die gevangenis gewerp, probeer om my mond stil te maak, smeerveldtogte, bedrog en leuns teen my gevoer. Ons het nou die derde regsgeding, noem dit 'n regsgeding, teen 'n organisasie gewen, want hulle was te bang om hof toe te gaan, want ons staan in die reg. Ek gaan nie op dit uitbrei nie, maar ja, ons het hierdie veg ons nog die heeltyd. Maar om terug te kom, om by die antwoord te kom. Met ander woorde, ons almal kan sê, dis 'n deurmekaarspel. Die Russe help Christene, in sekere artikels sê hulle vervolg hulle, die Weste bom kerke, die Weste vervolg Christene in Oekraïne, in die Verenigde Koninkryk en Engeland is daar ou toegesluit omdat hy die evangelie gebring het. In Engeland mag jy nie meer in die straat stil staan en bid nie. So ons sien die vervolging in die Weste, is dit deurmekaarspel. Al wat nie deurmekaar raak nie, is die profesie en die woord van God. Dis al wat nie deurmekaar raak nie. Dit staan vas. Soos 'n paal bo water, staan dit vas. Halleluja. Prys sy groot en heilige naam, in Jesus naam, deur sy Heilige Gees. Dit staan vas. So wat is die antwoord? Wat gaan doen ons? Want dis dieselfde antwoord. Wat het ons gaan doen in Amerika? Wat het ons gaan doen in Europa? En wat gaan ons nou doen in Rusland? En jy het gehoor in Simon se stemboodskap, die stukkie wat ek vir u uitgehaal het, wat hy sê, Dmitri Vladimirovich is 'n belydenende Christen. Net so Dmitri Medvedev ook, wat die adjunkhoof is van die Veiligheidsraad van Rusland. So, wat is die antwoord? Hoekom gaan ons Rusland toe? Dieselfde antwoord as hoekom is ons Amerika toe, vir al die laaste kere, was om vir Amerika se gelowiges. En dis die afsprake wat Simon, ek wil amper sê by die 100e gehad het. Noem dit maar 10-talle, dat ek nie oordryf en jok nie. Maar dis die afsprake wat Simon gehad het. En in hierdie persoonlike afspraak, dis iets wat jy sommer op 'n radio sê, daar sekere retoriek wat jy maar net nie in die breë publiek, maar van 'n konservatis tot 'n konservatis, van 'n gelowige tot 'n gelowige, kan jy sê, soos wat hy vir die AfD se Pieter Biestrom, lid van die Bundestag, die parlement van Duitsland gesê het met sy besoek aan die Europese parlement, het Simon vir hom sekere profetiese meegedeel. Onder andere gesê dat die AfD gaan baie sterk groei vorentoe. Dit was 'n projeksie uit die profesie uit. En toe het AfD nog gesê die kans dat ons bo 12% gaan hê dis ons plafon. Ons het navorsing gedoen daaroor. Ons gaan nie hoor as dit gaan nie. Nou staan al oor 20%. So die profesie is vas. Nou een van daai profesieë sê, en dit sluit presies, ek gaan die Bybel nou eers aanhaal, want die Bybel staan vas, né? Mense gaan nog sê, ja, Siener, ja, Johanna Brand, kom ons vat die Bybel. Sefanja 3 sê, die wat ver weg is van die fees, sal verlang om by die fees te wees. Soos iets goeds wat gebeur, en is gelowiges, want dit is in die Bybel, daai gelowiges sal verlang om daar waar dit iets goeds is, by te wees. En dan sê die Vader, in Sefanja, maar julle hoor daar, ek sal julle bring. Ek sal julle versamel, en ek sal julle bring. Nou kan ons na hom Siener toe gaan. Hy sê presies dieselfde. Dis die wit tente wat hom Siener voorspel en sê, gelowiges van oor die hele wêreld, want hier kom deel nou van die antwoord, hoekom gaan ons Rusland toe? Gelowiges van oor die hele wêreld sien oom Siener, vlug na Suid-Afrika. Hy sê ons is in daardie tyd nie net
die veiligste land in die wêreld nie. So die oorlog is aan die gang. Ek gaan nou vir Jesaja 60 ook net vinnig 2 verse aanhaal, sommer so uit my kop uit. Ons is in die tyd nie net die veiligste land in die wêreld nie, maar die enigste Christenland in die wêreld. Sien jy hoe vul hy Sefanja 3 aan? Die wat ver weg is van die fees? Nou as 'n land die enigste Christenland in die wêreld is, of wanneer hy die enigste Christenland in die wêreld word, terwyl daar nog moeilikheid in die res van die wêreld is, dan het gebeur wat Jesaja 60 vers 1 en 2 vir ons sê. Wanneer duisternis en donkerheid die aarde en die volke oordek, wat ons nou sien. Ons sien hoe die derde wêreldoorlog insluip en eskaleer. Ons sien hoe vrede weggeneem word van die aarde af, die tweede perd van Openbaring. Ons sien hoe inflasie op voedsel nou met die tariefoorlog wat Trump nou voer, China voer, almal Europa nou voer, weet ons dat voedsel gaan duur word. Dis die derde perd van Openbaring. Wanneer soveel koring en dit gaan duur raak, kos gaan duur raak. Jy gaan dit nou sien. Die derde, vierde perd, die valperd is klaar opgelyn. Hongersnood gaan daaruit voortspruit. Pestilensies gaan daaruit. Ons weet mos nou al van varkgriep en aapgriep en al hierdie, ek sê nou griep, hierdie virusse, hierdie pandemies. Ek sê vir in die toekoms gaan dit nie een pandemie wees wat toeslaan nie. Dit gaan 3, 4, ek raai 4 of 5 verskillende, as ek weet nie wat is die Afrikaans vir 'n strein nie. Ek is nou nie medies, ek nie daai woordeskat nie. Maar ja, daai virus 'n lyn of hy virus 'n familie of wat ook al jy hom dan nou wil noem. Die mense wat nou Afrikaans kundig is op medies sal my nou daar kan help. Maar ja, met ander woorde, ons sien nou hoe hierdie situasie in hierdie wêreld, hierdie 4 perde van Openbaring begin ons sien hulle en dan Jesaja 60 vers 1 en 2 sê, wanneer hierdie duisternis en hierdie donkerte nou oor die aarde kom, wat ons mos nou almal sien, dan sal my lig oor jou opgaan. Dis presies wat Siener sê. Ons kom eerste uit. En ons is dan nie net die veiligste nie. Ons is dan die enigste Christenland ter wêreld. Ook. So nou kyk die Christene mos hiernatoe. Dis Siener se wit tente. Dis die versameling van Sefanja 3 wat ek julle sal versamel, want julle is hartseer dat julle nie daar is in die veiligste en enigste Christenland in die wêreld nie. Julle is hartseer dat julle nie daar is. Jy kan mos nou dink as jy Christen in Amerika, en ek kan soveel getuienis met hierdie, maar dan gaan ons 'n uur, hierdie video 1 uur of 2 ure raak, van gewone mense wat in Amerika drome en visioene gehad het, wat presies by Siener se wit tente, wat staan van Suidwes af tot in Kaapstad, tot in die Kalahari. Dis 'n groot driehoek. Oor 1000 km van Suidwes af Kaapstad toe. Kalahari toe. Siener sê 10.000 Christene van die wêreld vlug na Suid-Afrika. Ons heet hulle welkom as burgers wanneer hulle aankom, want dis ons volk se burgerskap. Die ware kern van die boervolk is 'n gelowige. Dis ons burgerskap, is ons geloof. En hierdie sal net 'n herhaling wees van wat in die verlede gebeur het. Hoe het ek hier gekom? My voorouers, Müller, Duitse afkoms. My skoonseun, Van der Poel, Hollandse afkoms. My skoonmoeder, Ierse afkoms. My skoonpa, Franse afkoms, Seneimon, Franse afkoms, vir geloof. Toe kom die doringbossers, die manne wat geld aanbid, eiendom aanbid, gemak aanbid, alles aanbid behalwe die Skepper eerste stel. Alles eerste stel, en dan speel hulle geloof, né? Maar die een wat nie geloof speel nie, wat in sy hart God eerste stel, dis die kern van hierdie volk. Die wit tente sê Siener ook in die oostelike dele van ons land, tussen Maputo, Mosambiek, sy hoofstad, en Durban, staan ook die 10.000 gelowiges. Nou hier's die antwoord. Ons het Amerika toe gegaan om vir ons Amerikaners te sê, daai tyd, julle gelowiges gaan nog eendag vlug na Suid-Afrika, waarvan ek baie getuienisse, bevestigings van gewone mense se drome en visioene kan deel, wat maar net hierby aansluit, wat by Siener aansluit, wat maar weer net by Sefanja, en Jesaja, en Esegiel, en Jeremia, oor Suid-Afrika, en Openbaring, kykers en luisteraars, maar ons sal dit gesels soos wat die tyd ontwikkel, en u dit met u oë begin sien. Ek probeer by die profesie bly, wat ons nou al sien, en die waarskynlikheid begin bestaan, dat die res van daai profesie dan nou ook mos in vervulling, of jy kan dit, die waarskynlikheid ook al reeds sien.
Dis wonderlike tye wat ons inleef. So die antwoord is eenvoudig. Ons gaan Rusland toe om vir die geloofsboeties en sissies wat daar is te sê, dankie dat ons tussen Sint-Petersburg en Moskou grond kan, dankie daarvoor. Dankie dat ons as konservatiewes en gelowiges dan ook deur 'n besluit van die parlement van Rusland daar kan. Baie dankie daarvoor. Dankie president Trump, waaraan nou al 70,000 mense is wat in dit belangstel om vlugtelingstatus te kry by Amerika en dan Amerika toe te gaan. Wat u weet, Suidlanders sê, gaan nêrens heen nie. Hier is die land. Hier is die land van herstel. Hier is die land waarheen julle sal uitsien in droefheid om te wees, wanneer ons die enigste veiligste land in die wêreld en die enigste Christenland in die wêreld word. Wanneer daar nog duisternis en donkerheid oor die aarde is. Want dis hoekom Johanna Brandt sê, ons verbou al voedsel, want sy sien wees skepe op ons hawens moet voedsel opgaan noorde toe na die hongersnood en die oorlog getuisterde gebiede, wat nog in oorlog is. Want die lig, Jesaja 60 vers 1 en 2 het oor ons eerste opgegaan. Oom Siener bevestig het maar net. Ons kom eerste uit. Ons stuur voedsel al, ons verbou alweer. Ons stuur voedsel, daai geringe elendige volk wat Sefanja sê hier gaan oorbly. Verbou nou voedsel, wat by die naam van die Here skuilings gesoek het. So laat hierdie doringbossers maar Amerika toe gaan, laat hulle maar in die wêreld. Ons gaan nie wêreld toe om hulp. Ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp is die skepper van hemel en aarde, deur sy seun wat aan sy regterhand sit. Ons verlosser, ons saligmaker, ons middelaar, ons priester, halleluja, en sy Heilige Gees wat hier by ons is. Dis waar ons hoop is. Hy sal besluit of hy vir die Duitsers op hulle hart druk volgens Oom Siener se gesigte om op 'n stadium vir ons te help. Dit pla my nie. Ons gaan na hulle toe om te sê, Rusland, dankie dat julle ons nooi. Amerika, dankie dat julle ons nooi. Europa het ons nou nog nie genooi nie. Maar dankie. Maar weet julle wat? Ons nooi julle. Gelowiges. So die antwoord is, hoekom gaan ons Rusland toe? Ons gaan sê vir ons geloofsbroers en susters, want dis deur wie ons genooi is. Gaan sê ons, daar's gesigte wat sê, wanneer julle hier vervolg word vir julle geloof, Europa wanneer julle hier vervolg word vir julle geloof, Amerika wanneer julle hier vervolg word vir julle geloof, dan het die profesie gesê, in die Bybel Sefanja, en ek het vir ander profete in die Bybel ook genoem, wat by Sefanja maar net aansluit, maar dan ook Oom Siener wat aansluit, Johanna Brandt wat aansluit, dan is Suid-Afrika die plek en die veilige hawe vir gelowiges van oor die hele wêreld. En dis hoekom ons Rusland toe gaan. Gaan 'n mens die plaasmoorde stel, gaan jy oor algemene onderwerpe natuurlik, dit is mos logies. Maar die hoofsaak en my opdrag aan Simon, die hoof van ons departement buitelands, is baie duidelik en onteenseglik. Jy gaan Rusland toe om vir daai geloofsbroers en susters te sê, wanneer die vervolging teen die gelowiges plaasvind, gebeur, want ons sien klaar dit begin gebeur. Dit gaan nou net eskaleer. Jesus het dan vir ons gesê, voor al hierdie dinge sal julle oorgegee word aan vervolging. Sommige van julle sal doodgemaak word. Nou dis daai vervolging, daai doodmaak, waarvoor die Here, waarvoor die Vader, Suid-Afrika die lig hier eerste laat opgaan, ons kom eerste uit as die veiligste, enigste Christenland ter wêreld, en wanneer ons daardie veiligste, enigste Christenland in die wêreld is, en die wit tente ons geloofsbroers en susters, wat Oom Siener sê ons as burgers sal welkom heet, dan wil ons vir hulle, dan mos nou die boodskap vat en sê, Russiese boeties en sissies, Europese boeties en sissies, want Oom Siener sê, die meeste gaan uit Europa uit, hiernatoe vlug. En daarvoor kan ek vir u hoeveel e-poste wys en deel, van Europese, oupa grootjies, wat visioene gesigte gehad het, dat hulle nageslag nog gaan vlug na Suid-Afrika. Halleluja! Want dis een gees, en prys sy groot en heilige naam. Kykers en luisteraars, hier gaan sulke groot dinge in Suid-Afrika gebeur. Maar hulle gaan vir ons kom. Hulle gaan vir my kom, soos hulle al 25 jaar vir my kom. En veral omdat ek staan vir die, en ek is 'n sondaar soos almal van u. Ek is ook soos Dawid. Ou Dawid het gesê, my ongeregtighede is meer as die hare van my hoof. Ons almal. Maar ek neig na God toe. U neig, en die wat neig na hom toe, wat begeerte het, en wanneer ons val, ons bid dat die bloed van Jesus ons sal skoon was, maar die wat daai begeerte het, wat hy in Sefanja sê,
Ek sal 'n geringe, elendige volk laat oorbly, dis Suid-Afrika, wat by my naam skuiling gesoek het, wat geneig het na die Vader toe, wat by hom geskuil het. Maar die doringbos, die Babiloniërs, die nuwe wêreldorde, die wat lande en dele van lande verkoop aan wie? Aan Babylon, aan die liberale linkse, wat hulle voordoen as regs is. Hier kom nog 'n groot geveg vorentoe. En iemand moet die attent maak daarvan. Die profesie het, ek deel maar die profesie is, nie 'n raaiskoot hierdie nie. Dis Bybels, moderne profete, almal sluit by mekaar aan. So die antwoord, wat ek nou net weer gaan herhaal vir u is eenvoudig. Ons gaan sê vir die Russe, ons het klaar vir die Amerikaners gesê, voor hulle nog ons vlugtelingstatus gegee het, waarvoor ons baie dankbaar is. Maar nee, dankie. Dankie, maar nee, dankie. Want hierdie is die land. Hier is die land waar jy nie Christene nog gaan vlug in die, ek dink nie meer so ver toekoms nie. Ek dink ons gaan nog leef. Want dinge is nou besig om baie vinnig teen 'n tempo in die wêreld, in Suid-Afrika, oral te gebeur. So baie dankie, maar julle gelowiges daar, julle gaan Suid-Afrika toe kom. En hulle moet dit weet. Hulle moet dit weet. Anders hoe gaan hulle weet om te kom? Iemand moet die profesie met hulle deel. En dit is elke keer my enigste opdrag aan Simon, is gaan sê vir hierdie mense, hierdie spesifieke profesie waarvan hierdie 'n belangrike een is. U met 'n pragtige week, ek sien klaar, ons is al op 31 minute. Jammer vir die lang video, maar ek hoop ek het dit duidelik aan u oorgedra. Dit is ons missie, want dit is wat die toekoms vir ons inhou. U met 'n pragtige week hê, tot ons weer praat. Totsiens.